Goeiemiddag. Al wat ek kan sê is, dis 'n geweldige eer om hier te wees en om genooi te kon word. Ek gaan 2 opmerkings baie tong in die kies maak. Teens, ek het al vir mense gesê, ek was nou al betrokke by 4 uit die 5 histories Afrikaanse universiteite. Ek kort nog net 1. So, kom ons kyk maar. En die ander tong in die kies opmerking het ek nou al klaar vergeet. Dis nogal hard. Die Solien en Wannie. Ek het ook as Prins 'n haar daarin gesit. Ons is ook aangespreek oor die feit dat Afrikaans eintlik manlik is en jy moet praat van hy of hom. Maar toe dacht ek wel, as dit 'n moedertaal is, kan ek haar seker maar haar noem. So. Nou, die titel gaan ek, weet die grootste aardsonde wat enige historikus ooit kan pleeg is plagiaat. Dit tel eintlik vir alle akademici. So, dis vir my altyd belangrik om te sê, waar het ek hierdie titel vandaan gekry? En dit was 'n slag toe 'n klomp kollegas 'n moeilike gesprek moes aanpak. En die kollega wat gevra is om hierdie gesprek te open, was professor Donovan Lawrence van die IWK. En hy opende toe met die woorde, kom ons noem die kind op sy naam. En van daar volg die gesprek toe. En dit was vir my die mooiste uitdrukking wat ek nog gehoor het, en ek gebruik dit nou self graag, maar ek moet aan Donovan Lawrence die erkenning gee, ek het nie daardie frase uitgedink nie. Maar dit is die beginsel wat ek dink van hier af gevolg kan word, kom ons noem die kind op sy naam. Maar wat beteken die kind op sy naam noem? Ook in terme van wat beteken dit om as 'n historikus na hierdie verhale te kyk? Historici gaan vir jou sê, weet 'n eiendomsagent gaan vir jou sê location, 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 want hulle gaan dit vir die huis aan jou in Engels probeer verkoop. Afrikaanse mense sal daarom, wat sal men sê, die ligging, die ligging, die ligging. 'n Historikus gaan vir jou sê konteks, konteks, konteks. Dit moet in konteks gesien word. Ons moet verstaan dat waardestelsels oor tyd verander. Die waardes waarmee ons vandag terugkyk is nie dieselfde as die waardes wat destyds beoefen is nie. Maar dit is 'n baie fyn balans om te sê, ek neem konteks in ag, ek gee vir niemand 'n vrypas nie, ons kyk na wat is die uitwerking daarvan op ons samelewing vandag, ek slaan nie met 'n stok nie, ek probeer ook nie te verskoon nie. En dit is vir my die basis van die res van hierdie lesing. Maar terselfdertyd, elkeen van ons in hierdie vertrek het 'n verhouding met Afrikaans. En elkeen, as ek nou vir julle vorentoe kan roep, sal vir my jou storie kan vertel. So ek het nou gedink, wel gaaf, ek kan nou my posisie hiervoor misbruik, en ek wil daarmee begin. Wat is ons verhale van Afrikaans, maar ook, wat is ons assosiasies met Afrikaans, maar nie net ons eie nie, die wyeer gemeenskapse assosiasies daarvan. So nou gaan ek julle eers weer eens onderwerp aan. Kamdeboek kom try, was ons vrolik jonk en vry, by westewinde waai. En die Kamdeboek kom try, het ons donkiekar gery, o draai, donkie, donkie, draai. Jacob F. de Beer, windpomp ingenieur, reis van plaas tot plaas in sy donkie wa. As die westewinde waai, moet silverspeke draai, o draai, silverspeke draai. Jacob, pas op, die wind kan skielik draai. Jacob, Jacob, die weste wind is kwaai. Anniekie de plooi, byna, byna mooi, draai, westewinde draai. As die daar so rukkie kroon sit, Anniekie alleen, o draai, 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 tikkie, tikkie, draai.
'n donkie en sy baas kom aan op 'n nuwe plaas. Honey lyk vir Jakob al te mooi. Na 'n week of wat ken die donkie ook die pad. Draf, 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 donkie, donkie, draf. Jakob, pas op, die wind kan skielik draai. Jakob, Jakob, die weste wind is kwaai. Op 'n dag in die Kamdebo is Honey windpomp toe. Draai, donkie, donkie, draai. Skeef langs die ysterleer lê Jakob efte beer. Waai, weste winde waai. En die Kamdebo kon trui, kon Hannetjie nie bly nie. Sy huil te veel as die weste winde waai. En die Kamdebo kon trui, het ons donkie kar gery. Oh, draai, donkie, donkie, draai. Jakob, pas op, die wind kan skielik draai. Jakob, Jakob, die weste wind is kwaai. Dan is daar ander assosiasies. En in my tweede jaar by die ou RAI moes ons Antjie Krog se Country of My Skull lees. En uit daai hele boek is daai die sin wat my die hardste gekap het. Sy skryf oor hierdie oomblik buite die Waarheids- en Versoeningskommissie. Sy was as 'n verslaggewer daar. En daai oomblik wanneer sy haar mense herken. En in Engels skryf sy, "It's them. It's truly them. I go cold with recognition. That specific salacious laughter, that brotherly slap on the hairy shoulder, that guffawing circle of crude yet idiomatic Afrikaans, the manne, more specifically, the Afrikaner manne, those who call their sons Pa se ou rammetjie, or my ou bil." Een van die redes waarom dit my gekap het, ek het 2 jonger boeties. My pa het my een boetie sy rammetjie genoem, en die ander boetie was sy billetjie. Snaaks genoeg, die ene wat die rammetjie genoem was, is nogal 'n klein tingerige ouetjie gewees. Die enetjie wat die billetjie genoem is bietjie stewiger, en in hulle tienerjare toe ruil hulle om. Die rammetjie het 'n voorspeler geword, en die billetjie het 'n langafstand atleet geword uiteindelik. Maar daar was iets van daai erkenning, maar 'n pynlike erkenning, wanneer Afrikaans gehoor word in 'n omgewing van geweldige trauma. Maar dan is dit so eenvoudig as dit. En hierdie is een van my ander gunsteling aanhalings. Ek moes hom redigeer vir tyd. Maar dit kom uit Jacob Clemeni se Native Nostalgia. En in die boek skryf hy oor sy grootwordjare in die township Katlehong aan die Oosrand. En hy vertel van hierdie geweldige, moeilike, gekompliseerde verhouding wat hy met Afrikaans het. En dit gaan albei kante toe. Hy het daardie assosiasie met die mag van die apartheidstaat. Maar dis nie waar Afrikaans vir hom eindig nie. En dis interessant, as 'n mens na die hele boek kyk, is daar net een taal waaroor hy skryf. En die titel van hierdie bepaalde hoofstuk is The Language of Nostalgia. Afrikaans is sy nostalgiese taal. So ek gaan dit ook lees wat hy skryf. Afrikaans was all around me when I was growing up. It was the language of power. The language that gave words such as swarte, kleerling, net blankes, and geen ingang their menace. Afrikaans was also the language that gave the world apartheid. A word that has so seared itself into the global imagination that it requires no translation. But that is not all there is to Afrikaans. It was also the grammar for tsotsitaal I heard spoken by older boys on the street. Afrikaans was not just a language of the street, spoken by clevers and old-timers, not just tsotsitaal.
Afrikaans was the language my mother spoke with her sisters, friends, and neighbors when they did not want the children to listen in to their adult conversations. This was back in the day when kinders were, well, kids. How could I hate a language that my mother and her siblings spoke without apology? How could I turn my back on a language that was such a big part of how I thought about the past? Wat hy hier vir ons ook sê, ons kan gemengde belewennisse van Afrikaans hê. Onlangs, verlede jaar, daar was opnuut debat oor Afrikaans, wat is 'n Afrikaner? Hierdie is ook 'n geredigeerde weergawe van Christoor van der Rede se artikel op Netwerk 24, maar daar was 'n paar komponente wat my werklik getref het, en dit is wat ek hier uitgelig het. Hy skryf, my Afrikaans erken, vier en kultiveer die smeltkroes van kulture en tale wat hier aan die Kaap in die 17de eeu 'n rol gespeel het om aan Afrikaans geboorte te gee. Eers as 'n patois, kombuistaal, taal van die onderklas aan die Kaap en wat ook sy weg gevind het na die Kaapse heersersklas so Hoog-Hollands. My Afrikaans erken ook die bydrae van die Kaapse moslems wat Afrikaans in hul godsdienstige praktyke benut het, al was dit in Arabiese skrif. Daarom staan my Afrikaans vir 'n plurale kultuurgemeenskap wat alle Afrikaanssprekendes insluit. Uit Afrika, vir en deur Afrika. Daarom werk dit hard om skanse af te breek, hande uit te reik en 'n kultuur van samewerking te bevorder en om brûe tussen alle gemeenskappe in Suid-Afrika te bou. My Afrikaans kan. En dit is wat ons in die afgelope jaar gesien het. Ons het gesprekke gesien oor wat is Afrikaans? Aan wie behoort dit? Wat is die verhaal daarvan? En wat ons gesien het, wat vir my geweldig bemoedigend is, veral as 'n historikus, is hoe die verhaal van Afrikaans verbreed is, ek wil sê gekompliseer is en genuanceerd is. Maar is dit al wat daar in Afrikaans is? Is Afrikaans net politiek? Is Afrikaans net bagasie? En dis waar ek myself nou maar weer gaan veroorloof en van my posisie misbruik maak. Wat is Afrikaans vir my? Hierdie is my Afrikaans. Om dit met my kind te kan deel. Om dit met my gesin te kan deel. Vir my is Afrikaans om stories te lees. En waarom het ek julle na Jakob F. de Beer laat luister? Ek het 'n koliekbaba gehad, wat nie geglo het aan slaap nie. Ek kan die uitputting nie verduidelik nie. En ek onthou, as jy so moeg is, dan raak jou woorde weg. En jy weet jy moet met hierdie baba praat, maar jy het nie meer woorde nie. En wat ek gedoen het is, op 'n nag, terwyl ek in die middel van die nag in stilte na hierdie baba kyk, terwyl ek sy doek ruil, toe kom woorde na my toe. Eerste, Philip de Vos se rympie, en ek gaan dit ook aan julle doen. Ek het vir hom begin 'n rympie opsê. Is 'n krokodil 'n dame? Is 'n krokodil 'n heer? En is daar iets wat ek en jy van 'n krokodil kan leer? In riviere sien jy hulle met hul krokodilpupille, en jy weet dis tyd vir kophou as reptiele vir jou dophou. Want vir daardie bruin gebroedsel is jy slegs aapievoedsel. Hulle koekeloer na tone, na jou lippe vol en rooi, na jou neus en na jou ore, na jou duim en filafooi. En as krokodil jou beet kry, moet jy bid met goeie rede. O Bergendal, o spys en drank, wat gou is jy oorlede. Dan stort al 20 trane en lyk droewig maar tevree. Is 'n krokodil 'n dame? Hier is die antwoord en dis nee. En buiten vir die krokodil kon ek die woorde van Jakob F. de Beer onthou. En dit het ek vir hom in die middel van die nag gesing. Daardie twee, Jakob F. de Beer en Philip de Vos se krokodil, is wat aan my die woorde gegee het, toe ek nie woorde gehad het nie. En van daar af om te lees. So elke foto op daardie skerm is ons wat saam besig is om te lees. Want Afrikaans is vir my in woorde. Afrikaans is vir my in die oordrag van die taal. Daardie kinderrympies is vir my net so belangrik soos die hoogste, beste poësie wat ons daar buite het. Dis deel van ons vreugde.
So wanneer 'n mens verder oor hierdie taal praat, wil ek sê kom ons kyk na al hierdie komponente, kom ons weet. Afrikaanse politieke bagasie vat nie daardie vreugde vir my weg nie. En Afrikaans se verhaal maak nie dat ek vir een oomblik wil ophou om Jacob F. de Beer te sing of Philip de Vos se rympie te wil opsê nie. Dit bly absoluut deel van ons. Ons kan al hierdie komponente aan ons verhaal terselfdertyd hê. So kom ons kyk na die storie. Ek gaan nie tyd spandeer op die vroeë geskiedenis van Afrikaans nie. Ek dink daar is baie ander wat meer gekonfyt is in daardie deel van die geskiedenis en ek dink dit is ook wat nou oor en oor behandel is en dit kom ook na vore in die dokumentêr, die stories van Afrikaans. Maar wat vir my belangrik van daai verhaal is om te wys hoe Afrikaans so ontstaan juis in die monde van uiteenlopende sprekers ontstaan het. Wat vir my interessant was, 'n hele klompie jaar gelede, eintlik toe ek in Groningen studeer het vir 'n jaar, sit ek een aand by 'n ete en gesels met 'n vrou van New Orleans, jazzsangeres, maar ook 'n akademikus. En sy verduidelik aan my dat sy Kreool is. Nou, ek het al die term van tevore gehoor, maar sy begin dit toe vir my beter te verduidelik en wat dit betref, jy weet, wat taal betref. Ek begin toe dadelik vir die storie van Afrikaans vertel, kon myself nie help nie. En sy kyk my en sy sê vir my, so met ander woorde is Afrikaans dan 'n Kreool taal. Ek kon haar nie antwoord op daai oomblik nie. Dit het sin gemaak, ja, as ek nou alles mooi bymekaar sit, maar dit is nie die storie van Afrikaans waarmee ek groot geword het nie. So ek het omtrent gedink, gats, ek gaan nou moet gaan seker maak van my saak. En dit is die verhaal wat die afgelope tyd na vore gekom het en wat nou na vore kom. Die mate waartoe dit eintlik 'n Kreooltaal is. Wat vir my heerlik is, want dan wys dit vir my eintlik net hoeveel kreatiewe drade deel daarvan is. Maar wat is ons verhaal van die 20ste eeu? Daardie verhaal word dan terselfdertyd 'n verhaal van triomf en van uitsluiting. En ek het natuurlik die boek oor D.F. Malan geskryf. En is D.F. Malan wat die wet deur die Volksraad gevoer het in Mei 1925. By interessantheid, ek bedoel die wet is voorgelê op die 8ste Mei 1925. Die gouverneur-generaal het dit onderteken op die 22ste Mei, dit was nou gister, en toevallig was die 22ste Mei ook D.F. Malan se verjaarsdag. So hy het 'n baie lekker verjaarsdag geskenk gekry daardie jaar. En dan nou sou dit op die 27ste van krag word. Maar kom ons praat oor hoe presies het dit gebeur. Afrikaans is nie net danksy D.F. Malan daar nie, dit weet ons ook net so goed. Ons praat van hom, sy rol lê in die wetgewing, maar wat het hom gebring tot op daardie punt? Die eerste taalbeweging in die Parel is nie, jy weet, uiteindelik maar gekom net na sy geboorte. Hy is 1874 gebore. Dit was teenwoordig, maar ek het nie veel van Afrikaans teëgekom in sy vroeë studentegeskrifte nie. Maar die interessante ding was toe D.F. Malan na Nederland vertrek as 'n uitruilstudent. En hy vertrek toe in 1900, kort na die Boereoorlog uitgebreek het. Vir jare is hy kwaadlik geneem dat hy nie in die oorlog geveg het nie, maar hy was 'n Kaapse Afrikaner. Dit was nie vanselfsprekend dat hy daar moes wees nie. Die Kaapse rebelle het eintlik baie meer van die noordelike distrikte gekom, nie 'n distrik waar hy vandaan gekom het nie. Maar dit is interessant hoe om na 'n ander land te reis vir jou baie sekerder maak van jou eie identiteit. En dis wat Nederland vir hom gedoen het. Daar's 'n baie snaakse aanhaling wat ek in my boek gebruik waar hy sê hy kom hier aan en die mense praat sulke hoë Hollands, hy sukkel om hulle te verstaan. Hy moet die hele tyd self hoor probeer praat, dan sukkel hy sommer om homself ook te verstaan. En dan so nog die probleem is dat selfs die honde en die perde verstaan net Hoog-Hollands. So dit wys dadelik vir hom. Hierdie is nie sy taal nie. En reeds in Nederland skryf hy briewe aan 'n Nederlandse tydskrifredakteur om te sê ons eintlike taal is Afrikaans. Wanneer hy terugkom na Suid-Afrika, is hy vir so 6 maande 'n hulpprediker in Heidelberg, Transvaal. En is in die tyd wat Gustav Preller begin om kan mens sê te mobiliseer, die Afrikaanse Taalvereniging hier in Pretoria te stig. En Malan is daar.
En hy skryf, hy skryf 'n bewonderaarsbrief aan Preller. En hy is so opgewonde oor hierdie Transvaalers, jy weet, dis wat onbeskaamd is oor Afrikaans en oor Afrikaans wees. En is vir hom 'n geweldige teenstrydigheid met die Weskaap waar hy vandaan kom, waar almal eintlik die knie buig voor Engelse oorheersing, kultureel, taalgewys en polities. So die Transvaalers is vir hom 'n inspirasie. En wanneer hy terugkeer na die Kaap, word hy daar betrokke by die Tweede Afrikaanse Taalbeweging. Maar hier is nou 'n baie belangrike komponent. En is iets wat nog tot vandag toe nie verander het nie. Taal en politiek gaan hand aan hand. En in daardie jare was jou standpunt teenoor taal 'n merker van jou politieke standpunt ook. So as jy pro-Hollands was of pro-Afrikaans, is jy dadelik beskou as anti-Engels. En dit is geweldig belaai. Een van die groot oomblikke was kort na Uniewording, waarin Afrikaans en Nederlands en Engels, as die twee amptelike tale van die Unie aangeneem is. En die studente van Stellenbosch besluit om 'n taalfees te hou, om dit te vier. En hulle skryf aan Louis Botha en vra, sal jy ons borg met 'n trein van Kaapstad na Stellenbosch om nog mense aan te vervoer, nie aan te ry nie, maar ja, te bring, Stellenbosch toe vir die fees? Botha weier. Hy wil nie hê hulle moet op daai taalknoppie druk nie, want dis nou die tyd van konsiliasie. Ons is veronderstel om te vergewe en vergeet na die Boereoorlog, en as hierdie studente te kliphard te kere gaan oor hulle taalregte, gaan hulle die Engelse gemeenskap aanstoot gee. So, dit was eintlik een van die vele spykers in Botha se politieke doodskus. En J.B.M. Hertzog het seker gemaak, mense sien dit en weet wat daar gebeur. Vir Milan, sy verhaal eintlik, hy was 'n predikant gewees. My argument is, hy was eintlik 'n gebore politikus wat so ompad deur die kerk geloop het, voordat hy uiteindelik by die politiek uitgekom het. En die skeiding tussen kerk en staat was van geweldige belang. So nou is hy op die preekstoel, hy kan nie politiek bedryf nie, maar wat doen hy? Taal word die alternatief om 'n politieke rol te kan speel. Want taal en politiek is een en dieselfde, maar institusioneel is dit dan veiliger. So hy word dan ook ingetrek, soos ek genoem het, by die Tweede Taalbeweging. En hy begin te skryf oor hoe belangrik Afrikaans is. Afrikaans, nie Hollands nie. Dis belangrik, want daar is 'n magstryd in daardie jare tussen die ouer garde wat Hollands, hulle praat nie eens van Nederlands nie, hulle praat sommer van Hollands, wat Hollands wil behou as 'n gevestigde wêreldtaal, en hulle dink Afrikaans is te onderontwikkeld om dieselfde te kan doen. Milan het geen bydrae gelewer tot spelreëls of grammatika of enige iets nie. Die taalkommissie mense, moenie bekommer nie, julle hoef nie eers te gaan kyk wat hy gedoen het nie. Maar sy rol, sy simboliese rol, was van geweldige belang. En wat sê hy dan van Afrikaans? Hy begin daarvan te praat as waardigheid, menswaardigheid. As jy jou taal kan praat, en jou taal wat jy praat erken word, dan word jou menswaardigheid erken. Maar buiten vir menswaardigheid, gaan dit ook oor opvoeding en moedertaalonderrig. Hy is as predikant direk betrokke met armoede en die armblanke vraagstuk. Die armblanke vraagstuk het nie in die 1930s begin nie, dit kom al reeds uit die laat 19de eeu. En Milan sien dit daagliks. En hy sien arm Afrikaanse kinders wat onderwerp word aan Engelse onderrig, wat skaars die werk verstaan, wat nie sommer skool klaarmaak nie, en onsuksesvol is en dan op neergesien word. En hy sê dan, as hierdie kind in sy eie taal kan leer, gaan hy nie minderwaardig voel nie. En hy gaan sy skoolwerk beter verstaan. Hy gaan meer suksesvol wees, en dit gaan ons armoede vraagstuk aanspreek. En dit sê Milan tussen 1912 en 1915 al. Dit is hoe vroeg hy al moedertaalonderrig voorgestaan het.
Hy word dan na die politiek, kan men sê, hy word daarheen geroep. Dit was 'n groot wroging en 'n stryd. Uiteindelik betree hy dit dan in 1915. Hy word redakteur van Die Burger, maar ook onder sy redakteurskap begin hy heel vroeg al toelaat dat artikels in Afrikaans gepubliseer kan word saam met die Nederlands. En dan in 1923 is dit nie meer De Burger nie, dis Die Burger. Hy betree dan die regering in 1924 nadat JBM Hertzog die verkiesing gewen het. Daar was iets wel baie interessant aan daardie 1924 verkiesing. En dit is die mate waartoe die Nasionale Party gevry het na die bruin stem. Want bruin mense in die Kaap het in daardie tyd nog stemreg gehad. En JBM Hertzog spesifiek het gepraat daarvan dat die wit bevolking en die bruin bevolking by mekaar hoort. Dat die bruin bevolking dieselfde politieke regte en ekonomiese regte moet hê as die wit bevolking. Maar op geen vlak praat Hertzog van sosiale integrasie nie. Hy praat eerder van 'n beskermde politieke ekonomiese posisie vir die bruin gemeenskap. En Milan, jy weet, hy is nou ondergeskik in die party. Hy praat vir Hertzog na in daardie tyd. En dit word dan nou later jare teen sy kop gegooi. Nou kom hulle aan bewind, so middel 1924, die eerste parlementêre sessie of volksraadsessie open dan nou in die begin van 1925. Wat is die eerste ding wat Milan doen? Hy bring 'n wet voor die volksraad om van Afrikaans 'n amptelike taal te maak. Daar was al van tevore pogings, dit het nie gewerk nie, maar nou kom dit vanuit die regeringsbanke. Waarom doen hy dit? Want dit is 'n ongelooflike belangrike nasionalistiese merker. Die wat nasionalisme bestudeer kan sê, nasionalisme en taal gaan hand aan hand. Dikwels kom taalnasionalisme voor politieke nasionalisme. Op dieselfde manier dat Afrikaans 'n manier was om politiek uit te leef. En, dis nou vreeslik lekker vir Milan, hy kry baie goeie ondersteuning in die parlement in daardie jare. Nou debatteer hulle dit so heen en weer, en om die debatte te lees, ek dink die taalkommissie gaan dit geniet. Hulle, nie enkele een van hierdie volksraadslede is nou juist 'n taalkundige nie. Hulle probeer nou so 'n bietjie heen en weer met mekaar te debatteer, is hierdie taal ontwikkel genoeg? Kan hy kompeteer met 'n ontwikkelde taal soos Nederlands? Maar ja, dit is nie so 'n groot storie nie. Uiteindelik word dit nou na 'n parlementêre komitee verwys, want om Afrikaanse amptelike taal te maak sal beteken dat die grondwet gewysig moet word en dan is dit 'n effens meer gekompliseerde proses. En die aanbeveling op die ou einde van die dag is eerder dat die definisie van Hollands of Nederlands verander moet word. Hulle praat van Hollands soos dit in Suid-Afrika gespreek word. En dit wat in Suid-Afrika gespreek word is dan nou Afrikaans. So as julle mooi kyk, ek het daai is die wet wat toe nou onderteken is, dit kom uit die DF Milan versameling uit. En dit eintlik sê dan, wanneer jy na wetgewing kyk en dit sê Hollands of Nederlands, dan beteken dit eintlik Afrikaans. En op daardie manier word Afrikaans dan 'n amptelike taal in 1925. Wat vir Milan fantasties hiervan is dis totaal eenparig deur al twee huise gegaan, die Volksraad en die Senaat. Niemand het hom teengestaan nie, almal het saamgestem. Dis vir 'n oomblik van triomf. Vir 'n oomblik dink hy ons en die Engelse gaan nou met mekaar oor die weg kom. Dit het gou geëindig, van die volgende jaar te probeer hy 'n nuwe vlag inbring en dis dit net totale chaos. Nou in hierdie jare onder JBM Hertzog as eerste minister sien 'n mens dan die begin van die segregasiewetgewing. Hertzog kry nie sy segregasiewetgewing deur die Volksraad gedruk nie. Smuts en sy party, die Suid-Afrikaanse party, hou aan om vir Hertzog te blok. Want weer eens die grondwet gaan verander moet word. Maar as 'n mens kyk, wat was Hertzog se wette in daardie jare? Dit was om segregasie tussen wit en swart in te stel, maar daar sou verdere beskerming vir die bruin gemeenskap gewees het. Weereens, die bruin gemeenskap word steeds in 'n onderhorige posisie teenoor die wit gemeenskap geplaas, maar bo die swart gemeenskap. Maar hy kry eenvoudig nie daardie wette deur nie. Maar dan kom daar
'n baie belangrike keerpunt. Die Nasionale Party gaan deur 'n skeuring in 1934, jy weet die koalisie en samesmeltingskrisis wat van 33 tot 34 geduur het. Milan breek weg en vorm sy eie party. Eintlik vorm hy nie sy eie party nie, hy neem net die ou Kaapse Nasionale Party, hulle behou die naam van die party en die ander federale komponente van die Nasionale Party ontbind hulle self. En nou begin Milan dit wat alle jare vir hom belangrik was, te prioritiseer. Hy hoef nie meer Afrikaans nou te verhef nie. Hy het klaar daarvoor gesorg dat Afrikaans 'n amptelike taal word. Daai amptelike taal is gemik op die wit gemeenskap, maar dis waar ek nou wil sê, konteks. Dit is waar sy prioriteit was. Dis waar sy fokus was. Dit was, sy nasionalisme was 'n nasionalisme wat na Europa gekyk het, na ander voorbeelde van nasionalisme. Dit wou nie Europees wees of 'n nuwe Europa in Suid-Afrika skep nie, maar dit het daardie tipe, wat kan ons sê, oogklappe gehad, soos wat 'n mens aan 'n resiesperd sou sit. So, hy dink omtrent nie eers aan die breingemeenskap in hierdie opsig nie. Maar die arm-blanke vraagstuk is al die jare vir hom van geweldige belang. En die groot keerpunt kom dan in 1932. In 1932 is daar 'n kommissie van ondersoek na die arm-blanke vraagstuk, wat in 5 volumes gepubliseer word. En in die laaste volume, die 5de volume, praat die kommissie van ondersoek oor die bedreigings vir die arm-blanke gemeenskap. En een van die bedreigings wat hulle noem, is rassevermenging, en die ander bedreiging wat genoem word, is die kompetisie van goedkoper arbeid teenoor witwerkers. En vir die eerste keer word die breingemeenskap genoem eksplisiet as een van die bedreigings vir die wit Afrikaanse gemeenskap. En vandaar sien 'n mens hoe dit in Milan en die Nasionale Party se maatreëls ingeneem word. 'n Paar jaar later, 1938, is dit die eeufeesvieringe van, jy weet, die groot trek, is die regte plek om daaroor te praat. Die simboliese Ossewaard-trek begin in Kaapstad, gaan na die noorde, en bepaalde narratiewe kom in hierdie tyd na vore. So die voortrekker se verhaal word opnuut vertel. Die hele verhaal van 'n oorlewingsstryd, van 'n klein wit minderheid wat deur 'n baie groter meerderheid bedreig word, en dit gaan oor armoede. So dit is Vader Kestel wat met die term na vore kom, 'n volk red homself. Dis na aanleiding van die eeufeesvieringe dat die Reddingsdaadbond gestig word om geld in te samel om die arm-blanke vraagstuk aan te spreek. Maar een van die ander komponente wat die heeltyd bespreek word, is rassuiwerheid. Die heeltyd iets oor die morele waardes van die voortrekkers, die feit dat die voortrekkers hulself suiwer gehou het, en kommer dat die armblankes nie dieselfde doen nie, want hulle woon in gemengde woonbuurte, daar's interaksie, hulle vergeet hulle posisie in die groter status. Die NG Kerk speel 'n geweldige rol in hierdie tyd. Die NG Kerk lei dan deputasies en rig versoeke vir 'n verbod op gemengde huwelike in hierdie jare. Maar nou, op wie is dit gemik? Dit is nie gemik op die swart gemeenskap nie. Want in 1927 reeds het Tielman Roos, wat die minister van Justisie is, nog 'n wet deur die parlement gesit wat eenstemmig aanvaar is. Die eerste ontugwet. Daardie ontugwet het seksuele omgang tussen wit en swart verbied. Dit was reeds teen die wet. So as hier nou 'n boei opgeskop word, gaan dit nie daaroor nie, dit gaan oor interaksie tussen wit en bruin. En 'n poging om 'n skeidslyn daarso te probeer skep. Die Nasionale Party kry dit dan reg om 'n petisie op te stel, wat dan vra vir segregasiewette. En as 'n mens mooi kyk wat die segregasiewette was, is dit op die breingemeenskap gemik. Hulle kry, ek dink, net 17,000 minder handtekeninge as wat hulle in die 1938 verkiesing stemme gekry het.
Dit is 'n geweldige suksesvolle petisie. En die petisie gaan Volksraad toe, maar net toe hy daar aankom, bars die Tweede Wêreldoorlog uit. En dit word dan nie aangespreek nie. En vir die grootste deel van die Tweede Wêreldoorlog is die nasionaliste onder mekaar aan die beklei en is hulle in 'n stryd met die Osewal brandwag. En teen 1943, toe hulle nou min of meer uit hierdie stryd tree, moet daar nou iets gedoen word om weer samehorigheid te bring. En is in 1943 wat die woord apartheid vir die eerste keer gebruik word, wat daar vir die eerste keer weer na baie jare gekyk word na ras. En hier is nou die ander interessante ding. Enige iemand wat, seker in die afgelope 20, 30 jaar, en ek ongelukkig nou nie die meerderheid van die mense hier nie, op skool was en geskiedenis geneem het, elke liewe, kan my sê post 94, wel selfs post 1980 geskiedenisboek, gaan vir jou vertel van die Sauer Kommissie van ondersoek, wat gebruik is as die bloudruk vir apartheid. En dat hierdie kommissie van ondersoek het dan nou in 1947 sy verslag ingelewer. Dit word deel van die NP se verkiesingsmanifest in 1948 en soos die storie loop is apartheid daar volgens ingestel. Nou historiese het intussen tyd dit ontleed en gesê kyk, geweldige teenstrydige dokument. Die instelling van apartheid was alles behalwe 'n maklike proses. Dit was eintlik ook maar vol teenstrydighede. So dis eintlik 'n mite om te sê alles het so mooi planmatig verloop. Maar wat ek toe in die Milan-versameling vind, tot my verbuistering, is 'n ander Sauer-verslag. 2 jaar jonger as die beroemde ene. Hierdie Sauer-verslag het, ek dink hulle het in 1943 44 is Sauer aangesê om 'n beleid vir die nasionale party te formuleer op die basis van apartheid, dis nou pas hulle 'n nuwe woord, maar vir die bruin gemeenskap. Daai verslag het slegs op die Wes-Kaap en die bruin gemeenskap daar gefokus, het die moderator van die sendingkerk ook ingesluit. En as jy mooi kyk, wat was die maatreëls wat daar voorgestel is in hierdie eerste verslag? 'n bevolkingsregister om te probeer bepaal wie behoort aan watter ras, en weer eens ons praat van die bruin en wit gemeenskap, sosiale skeiding in woonbuurte, 'n verbod op huwelike, op gemengde huwelike, oor die algemeen 'n hele aantal maatreëls wat later heel bekend is. Die verslag word grotendeels dan opgeneem in die meer bekende verslag, en 1948 kom die Nasionale Party aan bewind. Wat my toetref, toe ek 'n verslag mooi gaan kyk, hoe het die eerste apartheidswette gelyk? Wat is eerste ingestel? Daar's 'n stel van 4 wat onmiddellik gedien het in 1949 en 1950. Hulle is min of meer saam ingedien, so dit het nie eintlik gegaan oor 'n rangorde of 'n volgorde nie, hulle moes met mekaar praat. En dit was die Ontugwet, die verbod op gemengde huwelike, die bevolkingsregistrasiewet en die groepsgebiedewet. Dit is wat 'n mens gaan noem sosiale apartheid. Nie groot apartheid wat die tuislande moet skep nie, nie die apartheid wat moet bepaal wat mense se bewegings is of arbeid wat hulle verrig nie. Dis sosiale apartheid wat op 'n daaglikse basis skeiding moet bring. Daai maatreëls kom uit die eerste Sauer-verslag uit, nie die tweede nie. Wel, hulle is opgeneem, hulle is herhaal in die tweede, maar hulle het hulle oorsprong in 'n beleid wat op die bruin gemeenskap gemik is. Toe gaan lees ek deur die parlementêre debatte. Julle sal sien, dit is foto's wat ek geneem het van Hansard. Ek was verbuisterd om te sien hoe die parlementariërs nie debatteer oor wit en swart nie, hulle is besig om te debatteer oor wit en bruin. En Jan Smit sê dit reguit. Dis waaroor hierdie wette gaan, en dit is 'n voorspel vir die verwydering van die bruin stemreg. Die Nasionale Party in hierdie tyd is nou al baie anti die bruin kiesers in die Wes-Kaap, want hulle glo bruin kiesers stem teen hulle. Hulle maak aantuigings dat bruin kiesers soms selfs as wit voordoen, bruin vroue, sodat hulle dan nou kan stem.
Hulle maak aantuigings dat breinkiesers heen en weer gestuur word tussen kiesafdelings. En dan weer eens, dink daaraan, daar's reeds 'n ontugwet vir wit en swart. Op wie is hierdie ontugwet dan gemik? En dan wat interessant is om na hierdie parlementêre debatte te kyk, en waar lê die teenstand? Op 2 gronde. Hoe gaan jy die verskil tussen mense bepaal? En die term wat die hele tyd gebruik word is grensgevalle. Daar's soveel grensgevalle, hoe weet jy dan? Om mee te begin. En dan tweedens, ons samelewing skei homself nou al klaar, reeds volgens ons, kan men sê, aanvaarbare optredes of normes, hoekom het ons wetgewing nodig om te bevestig wat reeds bestaan. En ek sê dit dikwels tong in die kies, mense sal nou, Jan Smuts lyk baie goed as jy hom met J.F. Milan vergelyk. Maar as jy mooi gaan lees wat hy sê, hy staan nie die denke agter hierdie maatreëls teen nie, hy staan dit te dat dit in wet omgesit word. Want die samelewing werk mos nou al klaar so. So hy beskou die wetgewing as baie cru. Wat dit is, maar dit maak dit nou nie dat hy gesê die teenoorgestelde moet so wees nie. Maar wat sien ons daarin? Ons sien die oploop na die oomblik van verraad tussen die 2 gemeenskappe. Die verwydering van die breinstemreg in 1956. Dis 'n foto van J.G. Strydom, en dit was in daardie jaar, 1955, wat die Black Sash gestig is, 'n wit vroueorganisasie wat ook onder andere protes aangeteken het teen die verwydering van die breinstemreg. 'n Ander voorbeeld was die fakkelkommando van oud soldate uit die Tweede Wêreldoorlog onder Schuyler Milan, ook om protes aan te teken, en dan natuurlik in die breingemeenskap ook. En wat ek gevind het daarna, is dat hierdie 'n tipe van 'n verraad binne die gemeenskap is, soos die finale spyker in die doodskus. Een van my interessantste oomblikke toe ek met my navorsing besig was, Hannes Milan, D.F. Milan se seun het toe nog geleef. En hy neem my toe op 'n dag na die strand toe. Want Milan se sekretaris het nog geleef. Die oom was nou, ek dink sy naam is Willie, ek kan nie nou sy van onthou nie, maar hy was al diep in die 90. En ek ontmoet toe die oom en hy begin vir my ons begin te gesels, hy begin vir my te vertel. En skielik wil ek sê, vergeet die groot mense, ek is daar. En hulle begin met mekaar te gesels. En waaroor gaan hulle gesprek? Hulle begin politiek praat. Maar hulle begin skielik politiek praat asof hulle in die 1950s is. Dit was die lekkerste vlieg aan die muur ervaring wat ek nog gehad het. En hulle het met mekaar begin praat oor wat 'n fout dit was om die breinstemreg in 1956 te verwyder. In die jare wat daarop gevolg het, het ons gesien dat teen die 1960s, 70s gedebatteer is oor 'n breintuisland. Daar is altyd hierdie vraag, hoe word apartheid op die breingemeenskap toegepas? Dit bly die heeltyd 'n tipe kwelpunt. En dan kom ons hier, teen die 1980s. Breinmense speel 'n geweldige belangrike rol in die UDF, United Democratic Front. Baie breinmense definieer hulle self polities gesproke as swart. Mens sien wye verengelsing vir vele, omdat Afrikaans nou al in hierdie tyd pynlik is. Jy sien ook die opkoms van Afrikaans as 'n protestaal, op plekke soos die IWK kampus. Jy sien Afrikaans ander vorms inneem, ook in die wit gemeenskap. Mens dink aan die voëlvry beweging. Selfs voor dit, in die letterkunde, in die 60ers beweging. Afrikaans is nie net een ding nie. Maar, nou kom ons na 1994. Nou is daar geweldige bruinsteen vir F.W. de Klerk, vir die Nasionale Party, en is vir die nuwe Nasionale Party geweldig belangrik om die breinstem te werf. En dan is Afrikaans onderdruk in 'n post-94 tydperk. Nou sien jy dat taalgenote met mekaar begin praat, maar ons is taalgenote met 2 baie verskillende historiese ervarings. En dit is waar die kind op sy naam genoem moet word.
om te kan sê, ons deel 'n taal. Ons het verskillende variëteite van hierdie taal. Ons druk onsself op verskillende maniere uit. Maar hoe het ons die geskiedenis beleef? Daai was nie dieselfde nie. En dit is die deel waar die behoefte tot gesprek vandag nodig is. So, ons noem hierdie kind op sy naam. Ons noem dit op sy naam dat hier seer gekry is, maar dat daar soveel opbloei is, dat daar samewerking is, dat die ruimtes om te praat en die stories te verbreed die afgelope jaar geopen het. En dit is waar ek dink hierdie veldtog van julle 'n geweldige sukses was. Want dit was aanvanklik die kommer. Die kommer was, vier ons net een komponent van Afrikaans. En dis nie wat gebeur het nie. Beteken dit, daar's een goeie verhaal en 'n ander slegte verhaal? Nee. Want dink vir een oomblik as Afrikaans nie in 1925 amptelike taal geword het nie. Gaan ons ontken dat hierdie taal belangrike ontwikkeling deurgegaan het danksy sy amptelike status? Wat doen dit vir 'n taal as hy in die skool onderrig kan word? Wat doen dit vir 'n taal as hy in die universiteit gebruik kan word? Wat doen dit tans aan hom dat hy uit die universiteit uitgedryf word? Moet ons ook sê. Wat doen dit as dit 'n taal is van die hof? Wat doen dit as dit 'n taal is wat hulpbronne ontvang om homself verder te ontwikkel? Maar dit is een komponent. Nou is dit tyd om nog lae by te voeg. Maar ook om te weet, ons doen dit sonder beskerming. Afrikaans as 'n amptelike taal in die 20ste eeu was 'n taal wat regeringsbeskerming gehad het. Afrikaans vandag is 'n amptelike taal, maar dieselfde hulpbronne word nie toegeken nie. En ek dink nie dit is iets om noodwendig oor te redeneer nie, want dit moet gedeel word tussen soveel ander tale en ons inheemse swart tale kry nog minder geleentheid vir ontwikkeling, word ook uitgedryf deur die oorheersing van Engels. So wat vir my mooi is van Afrikaanse verhaal, is die mate waartoe dit gemeenskapsmobilisasie is wat die taal vorentoe dryf. Ons het 'n lang geskiedenis daarvan in die 20ste eeu, maar nou moet ons sê, hoe lyk hierdie gemeenskapsmobilisasie? Is dit 'n inklusiewe gemeenskapsmobilisasie? Is dit 'n mobilisasie wat mekaar in ag neem, mekaar insluit en ook verstaan, ons het verskillende ervarings, maar dit beteken hoegenaamd nie, dat ons nie kan saamwerk en nie met mekaar kan praat nie. Ons kan maar die kind op sy naam noem. So ek gaan julle nou aan my laaste Lorika Raug onderwerp, so nou kan julle seker raai wie my gunsteling Afrikaanse sangeres is. Ons draai weer van die teerpad af. Die tafels is uit sement gemaak. Ver van die stad en die lug geskoon. Tussen die tafels is 'n peperboom. Tussen die tafels is 'n peperboom. Ja, my kind, ons is amper daar. Net so ver soos verlede jaar. Klim nou uit aan die ander kant. Bly net weg van die groot teerpad. Bly net weg van die groot teerpad. Ons kinders sing saam, wat is jou naam? Wie weet hoe om skape te tel? Waar kom jy vandaan? Waar slaap jy man? Kan jy jou ouers se name afspel? Wat kom nou hier aan? Kyk, dit loop dat die stof so staan. Nee, my kind, tussen donkiekar. Tussen die wiele draai jy ewenaar. Tussen die wiele draai jy ewenaar. Al parkeer langs die peperboom. Tussen die donkies is 'n disselboom. Die kinders klim van die karretjie af. Tussen die heining en die groot teerpad. Tussen die heining en die groot teerpad. En die kinders sing saam,
wat is jou naam? Hoe weet jy om skape te tel? Waar kom jy vandaan? Waar slaap die man? Kan jy jou ouers se name al spel? Maar kan ons nog 'n rukkie bly? Nee my kind, ons het ver om te ry. Dis die tyd van die rooi turksvy. Hulle het gesê ons kan hierdie twee kry. Hulle het gesê ons kan hierdie twee kry. Klim in die motor, laat die wiele draai. Spring op die wa en die kinders waai. Ja my kind, ons is amper daar. Tussen die wiele draai 'n ewenaar. Tussen die wiele draai 'n ewenaar. Die kinders sing saam, wat is jou naam? Wie weet hoe om skape te tel? Waar kom jy vandaan? Waar slaap die man? Kan jy jou ouers se name al spel? En die kinders sing saam, wat is jou naam? Wie weet hoe om skape te tel? Waar kom jy vandaan? Waar slaap die man? Kan jy jou ouers se name al spel? Baie dankie. Dankie.